Vriende, dis weer 'n heerlike voorreg om saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Nou ons is tans besig met die gelykenis van die ryk dwaas hier uit Lukas die 12de hoofstuk. Nou ons is vanmôre al by die 4de boodskap wat handel oor hierdie baie besondere gedeelte. Vir u gesê, 'n gelykenis is maar 'n storie waar alledaagse en bekende dinge, gebeure en optredes van mense gebruik word om 'n hemelse waarheid of boodskap tuis te bring. Ek het vir u gesê, 'n gelykenis is om mense te laat let op hoe hulle nou lewe en hoe dit hulle ewige bestemming en loon sal beïnvloed. Jy moet onthou, elke gelykenis was vertel met die doel dat mense sal kyk, hoe lewe ek nou en hoe sal dit in die ewigheid my lewe beïnvloed? Hoe sal dit my ewige bestemming, my ewige loon beïnvloed? En daarom was dit nodig elke keer om hand in eie boesem te slaan nadat 'n gelykenis vertel was, om ook te vra, Here, hoe lyk ek voor u? Nou die gelykenis van die ryk dwaas begin deur 'n man wat in die skare vir die Here sê, Here, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Dit is nie dat hierdie man niks ontvang het nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die doel was maar eintlik gewees dat hy wou gehad het die Here moes kant kies saam met hom, omdat hy 'n begeerige hart gehad het. Daarom sê die Here in vers 15, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Hierdie woordjie hebsug is die woordjie to be greedy, a desire to have more, gierigheid. Jy wil altyd meer, en daarom vertel die Here Jesus hierdie gelykenis, om juis hierdie saak van hebsug of van gierigheid aan te spreek. En ons het al reeds vir u gesê dat die foute wat hierdie man gemaak het, waarvan Jesus praat, wat ook genoem word die ryk man of die ryk dwaas, is dat hy net aan homself gedink het. 7 maal in 3 verse lees jy die woordjie ek. Hierdie man het vir niks en niemand anders tyd gehad as vir homself nie. Die tweede fout wat hy gemaak het, is dat hy die genot en gemak van die hier en nou as die belangrikste geag het. Ek het hier gesê dat net soos in die tyd van Noag, die geskiedenis leer vir ons dat mense tot vandag toe nog besig is met die hier en nou, dat hulle dink dat môre nooit sal kom nie, of sê eerder so, dat môre vir hulle beloof is en dat hulle môre nooit die dood sal sien nie, en dat hulle kan aangaan met hulle lewe, kan eet en kan drink en kan geniet. En ek het vir u gesê dat baie mense lewe met 'n valse gerusheid, 'n valse sekuriteit en 'n valse rustigheid, omdat hulle nie besef dat die grootste fout wat 'n mens kan maak, is om te dink dat môre 'n gegewe is nie. Luister vriende, vir my en jou is môre nie beloof nie. Vir my en vir jou is môre nie 'n gegewe nie. Daarom in hierdie gelykenis lees ons ook dat die Here in daardie selfde nag die ryk dwaas se lewe van hom afgeëis het. Daarom het die waarskuwing gekom in Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, sal julle hart ook wees. Ons kom vanmôre by die derde fout uit wat hierdie man gemaak het. Baie duidelik sien ons dat hy sy skepingsdoel gemis het. Die vraag wat u miskien kan vra is nou wat is ons skepingsdoel? Ek dog ons is hier om te eet en te drink en met mekaar te maak, om in vrede en in veiligheid te lewe, om dit te geniet wat die Here vir ons gee en dan te sterwe, want almal gaan in elk geval hemel toe. Dis die fout wat die meeste maak. Luister, die dood is nie die sleutel na die hemel toe nie. Elke mens wat doodgaan, gaan nie hemel toe nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Daarom moet ons vir onsself die vraag afvra, wat is ons skepingsdoel? En die Westminster Katekisme beantwoord dit vir my baie mooi. Ek gaan vir u in Engels net lees die vraag wat gevra word, die antwoord wat gegee word en hoe ons dit uit die Bybel kan raak sien vanuit hierdie gelykenis, hoe hierdie ryk dwaas ook sy skepingsdoel gemis het. Nou die vraag in die Westminster Katekisme is die volgende. Die vraag is, what is the chief end of man? En die antwoord dan, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. So wat is die skepingsdoel van die mens? Wat is die skepingsdoel van jou en van my? En as ons na die gelykenis kyk, die storie van die ryk man wat die Here daar gestel het, wat is die skepingsdoel van elke mens? Dis om God te verheerlik en hom te geniet elke dag van my lewe tot in die ewigheid. Jy het my reg gehoor. Dis om God te verheerlik en God te geniet elke dag van my lewe en dan ook vir ewig. Daarom sê die Bybel in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Jy sien, dis nie verkeerd om te eet of te drink nie,
Dis nie verkeerd om by mekaar te maak nie. Dis nie verkeerd om besittings te hê nie. Maar die Bybel sê doen alles tot verheerliking van God. Wat is ons skepingsdoel? Ons skepingsdoel is om seker te maak ons kom by ons Skepper uit. Hoe kan ons by ons Skepper uitkom? Alleen deur die weg wat hy gebaan het, deur Jesus Christus wat hy gestuur het om aan die kruis te sterf vir ons sonde. Daarom sê Johannes 14 vers 6 dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom by God die Vader uit behalwe deur Jesus nie. So wat is die skepingsdoel van die mens? Dis om God te verheerlik. Daarom sê Matteus 6 vers 33 en 34. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So wat is die skepingsdoel? Wat wil die Here vir hierdie gehoor, hierdie skare, hierdie mense wat hom aangehoor het, wat wou hy vir hulle gesê het? Dat hulle nie God moet mis op aarde nie. Dat hulle nie die doel moet mis waarom God hulle geskape het nie. Want jy sien, as ons God mis ons alles. As ons sterwe sonder die Here, kan ons al die besittings op aarde hê. Al die goud en silwer van die wêreld kan ons eiendom wees. Dan het ons bankrot gesterwe. Dan het ons met niks gesterwe nie. Vriende, aan die einde van jou en my lewe, los ons alles agter wat ons belangrik geag het. Of dit nou geld, besittings, mense, eiendom, of wat ook al mag wees. Al wat sal saak maak, het ons die Here geken, het hy ons geken, en het ons hom verheerlik in alles wat ons gedoen het. En dis baie min mense wat aan hierdie saak dink. Ek praat ons baie met kinders, met tieners, met jong mense, met middeljarige mense, met ou mense. En ek wil vir julle sê, ek het baie min in my lewe gehoor. Oom, ek is hier om God te verheerlik. Ek is hier om my Skepper en my Redder te eer met my lewe. As jy hoor praat kinders oor die hier en nou, die volgende PlayStation speelietjie wat hulle het, die volgende selfoon, wat 'n selfoon het jy? Het jy hierdie ding gesien op YouTube? Het jy daai ding gesien wat hierdie ou gedoen het? Dit gaan oor flieks kyk tot wie weet watter tyd in die môre. Dit gaan oor hoe kan ek my lewe geniet, die sport wat ek in deelneem, hoe kan ek presteer daarin? Die middeljariges dieselfde, hulle belangstellings het miskien bietjie verskuif van hulle jong lewe, nie altyd nie, maar in baie gevalle, maar dit gaan oor die hier en nou. En dan selfs die ouer mense, gaan oor hoe kan hulle dit beskerm wat hulle bymekaar gemaak het, om 'n gemaklike lewe te lewe. En dan wil ek jou waarsku, as jy jou skepingsdoel gemis het, het jy alles gemis. As jy jou Skepper gemis het, en jy kom by jou sterfdag uit, en jy het alles op aarde bymekaar gemaak, wat jy graag wou, dan het jy jou lewensdoel gemis, want jy het God gemis, jy het jou siel gemis, jy het jou ewige tuiste gemis, en jy sal van God hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Daarom die oproep, soek die koninkryk van God. Met ander woorde, staan stil. Daar waar jy nou is, staan vir 'n oomblik stil, dink aan God se koninkryk. Dink aan die sterflikheid van jou en my lewe. Die feit dat ons een of ander tyd gaan sterwe, dit kan miskien vandag wees. En vra vir jouself die vraag af, mis ek nie my skepingsdoel, omdat ek jaag na wind nie? Ek jaag na die tydelike, ek jaag na al hierdie dinge, en ek geniet nie God, en ek verheerlik nie God, in my lewe, met my lewe, en met dit, wat aan my toe vertrou het nie. Ag vriende, die gebed van my hart is dat ons uit hierdie ryk dwaas se lewe sal leer. Ons gaan bietjie môre kyk na wat die woordjie dwaas beteken, en waarom die Here vir ons sê jou dwaas. Want jy sien, as ons kyk na hierdie ryk dwaas, sien ons, alhoewel hy alles gehad het wat 'n mens kon begeer het, het hy net aan homself gedink. Hy het hierdie groot fout gemaak om net te leef vir die gemak van die hier en nou, en hy het sy lewensdoel gemis, sy skepingsdoel gemis, omdat hy God gemis het, sy Skepper, wat Jesus Christus die Redder gestuur het, en hy het nie alles gedoen tot verheerliking van hierdie God nie. Mag die Here vir my en vir jou genade gee om hierdie waarskuwing te hoor, ons harte stil te maak, te ondersoek, selfondersoek in te stel en die Here te vra, Here, help my om veranderinge te bring, sodat ek U kan verheerlik. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelvader, wat 'n geweldige gedagte,
dat hierdie man sy skepingsdoel gemis het. Ons is hier om U te verheerlik. Ons is hier om U te geniet en dan vir ewig saam met U te wees. Help vir my en elkeen wat hierdie boodskap sal luister, dat ons U nie sal mis en in die ewigheid sal hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Here, ons pleit by U, wees vir ons genadig en ons bid dit in U naam met danksegginge.